Hallo. So ons 'n bietjie vandag gesels oor wat kos dit om te begin in fotografie. Hoekom is dit so party fotograaf is so expensive en hoekom is snaaks dat al so baie is. Dit so verskriklik is, maar dit hang maar af van hulle styl en hulle kwaliteit en al sulke tipe goeder. So ek nou so om sulke average pryse hier bymekaar gemaak. So as jy wil begin het om sportfotografie te doen. Sport is seker maar die maklikste om mee te begin, want die voordeel van dit is jy gaan alles leer. Seker waar jy die vinnigste gaan leer om foto's te neem. Want as jy kan leer om aksie vinnige foto's te vries en al sulke tipe goeders om mooi foto's te kry en buitelig die hele tyd, dan gaan jy baie maklik portretfoto's kan neem, dis verseker. So, want in sportfotografie leer jy om in helder lig te neem, skaduwees, bewolkte weer, binne in arenas, you name it. So nou, kom ons kyk, prysgewys. So as jy nou rarig net begin en jou eerste camera kry en goed is, dan sou ek al veel kry 'n DSLR camera. Enigiets soos 'n 750D en op, of en op. Kyk, die body om jy begin, ga jy daar al so verskil maak, jy dit hang net af hoe maklik jy wil begin. En as jy nou soos 'n ou 50D vat, gaan dit nog steeds werk, en jy kan hulle vir goeie prys kry, en dan kyk jy nou so, as jou budget so 5000 is vir 'n kamera. So dan kyk jy vir enigiets wat ten minste 24 megapixel is, want jy wil nie, veral met sport en goeders as jy begin, ga jy obviously dalk nie 'n lens hê wat tot by die spelers gaan kom nie, of as jy rugby afneem en jy het 'n groot veld, en jy moet krop op jou foto, dan soek jy 'n kamera wat sy megapixels redelik groot is, dat jy spasie het om te kan krop, sonder om jou foto's te klein te maak en al jou kwaliteit te verloor, en al sulke tipe goeders. So dan kyk ons na R5000 vir 'n DSLR kamera, as jy mirrorless gaan, kyk jy na so R12000 om 'n redelike ordentlike mirrorless te kry. Soos ek sou jy kan die R100 ook vat as 'n voorbeeld, dus hy is redelik cheap. Die M50 is ook cheap, maar ek sal dit nie aanbeveel vir sport nie. Veral as jy jou body vir 'n lang ruk wil hou, sal ek eerder sê, gaan dan vir 'n DSLR kamera, soos 50D of 60D of 70D of 80D. As jy so budget het, en 80D is bietjie duur, en obviously hoe ouer jy gaan, hoe goedkoper gaan jy wegkom. So dan kyk ons na, jy gaan ekstra batterye nodig hê, soos jy DSLR kamera het, kyk jy jou batterye van so 250 tot 600 rand die batterij. As jy bietjie rondshop, dan kan jy goeie pryse kry vir dit. Die lens, as jy mirrorless gaan, so ek sê, kry vir jou EF lense. Hulle werk great, as jy R-kamera het, of 'n M-kamera het. Nou, ek praat nou baie van Canon, want ons skiet net Canon. Al ons kameras is Canon, al ons goed is Canon. So, jy always jy EF adapter nodig, hè. So dan, jou EF adapters is die EF na RF is so R1300, ja, so R1300, jy kan hulle tweedehands ook seker cheaper kry van so R1000 of so, maar ek sou nie aanbeveel om 'n tweedehands te koop, ek spaar eerder en kry 'n nuwe een. Outdoor Photo, RMS, al die ouens, ek dink Cameraland en Keizers en al die ouens het hulle splinter net, en dit is nog bekostigbaar. Die prys regverdig het ten minste nog vir my. Dan, as ons kyk na lense, dis die groot ding. As jy begin, het jy 'n zoom lens en 'n naby lens nodig.
So as jy sien jou kamera kry, meeste van die tyd dan kry jy kit lens by. So dis fine. Ekskuus, ek sou aanbeveel om jou kit lens te hou, want hy gaan nog steeds veel ordentlike foto's neem en dit is 'n bietjie naby foto's, so jy kan as jy nou sê nou maar spelers langs die veld afneem waar hulle vir jou vra neem hulle daar af of 'n groep foto of sulke tipe goeders, dan is dit 100%, dan dit sal werk. En dit gaan jou nie ekstra kos nie, veral as jy nou begin, want daar praat nou van beginners hierso. Dan hulle, die kit lenses kry gewoonlik saam met jou body, as jy nie een saam met jou body het nie. Hulle hardloop so tussen R800 tot R1500 wat jy seker R2 kan kry. Hulle kan jy daarom nog R2 koop by betroubare mense. Ek sal nou nie sê sommer net by enigiemand nie, jy maak seker jou lens is reg en hoe jy die maklikste kan seker maak is as jy 'n lens gaan toets, sit die lens op jou kamera, sit jou kamera op auto en neem foto's, want op auto stel hy klaar jou aperture, al die goeders om seker te maak jou aperture en jou lens werk, jou focus werk, dat jou focus motors reg werk en jou aperture en goeders. Want gewoonlik wat gebeur is met die lenses wat ek nou al gesien het en self deurgeloop het, is jy koop 'n nice lens vir 'n goeie prys by ou. Jy sit hom op jou settings wat jy gewoond is om te neem en goeders en hy neem obviously, en dan as jy nou kom en jy speel nou regtig met die lens en jy ken nou jou goeders ekskuus, en jy begin nou die aperture en goeders stel en haak sy aperture dalk vas. So dan kan hy nie sy aperture stel nie, want sy aperture blades of sy aperture motor het gebreek en jy het nooit agtergekom nie, so dan kan jy net op die aperture neem waar die lens op is. Jy kan hom nie stel nie, so dan sê jy half 'n bietjie geskroef, hy kan nog steeds werk, maar ek bedoel, as jy dit behoorlik getoets het voor jy hom gekoop het, so jy dit geweet het en jy sou nie die lens gekoop het nie. So, dan die lense wat ek sal aanbeveel, as jy regtig nou soos 'n beginner is, en jy skop nou eers af, jy wil nou in die ding inkom, en jy wil oefen, en jy wil soos 'n sportfotograaf wees, of enige fotograaf wees, maar sport is nie jou idee. Dan sou ek sê, as jy, kyk, mens begin nou seker nou nie, jy skop af met 100.000 nie, so ek sal die beste pryse gee, waarmee jy kan begin, en dan, obviously, soos wat jy aangaan, kan jy upgrading goeders. So, ek sal die 75-300 aanbeveel. Jy kry die 75-300 wat, of die 70-300 wat, so bietjie, hy kos min of meer amper dieselfde, jy kry van hulle wat 'n bietjie duurder is, as die gewone 75-300 wat nie stabilizer in het nie, dan kry jy een wat in het, so, maar die aperture is hoog, so jy gaan nie in donker plekke kan afneem, of as dit erg bewolk is, of sulke tipe goeders nie, of jy gaan nog steeds, maar jy gaan sukkel met jou ISO en goeders, of jou shutter speed, een van die twee gaan 'n bietjie, sukkel daarmee, so dan, as ek aanbeveel as jy sien nou begin, vat die 75-300, hulle is cheap en hulle is volop, jy kry hulle vir so R1,500, R2,000 is jy nou ordentlik ene, mooi ene koop, en hulle werk great, jy moet net seker maak, jou shutter speed altyd vinnig, kyk, jy gaan ook 'n bietjie ISO, opjaag en goeders om jou shutter speed altyd lekker hoog te kry, want jou f-stop is hektiek op hom. So dan gaan jy 'n bietjie sacrifice op jou ISO en goeders. Maar om jy te begin is dit regtig 'n nice lens, en 300 is 'n lekker ver reach, 75 is redelik naby genoeg vir as jy nou veld items afneem, en sulke tipe goeders, is dit fine, hy kan werk. En dan, as jy nou na dit gaan, obviously, sou ek aanbeveel, jy kry die 70-200, f2.8, stunning lens. Jy kan maar oral gaan Google, almal vra en goeders wat die goeders doen. Die 70-200 is 'n awesome lens, 2.8. Hy is 'n bietjie duurder, ons kyk hier na so tussen, as jy lucky is, 10.000 of 15.000. So dit is obviously 'n groot pryssprong van 'n goedkoop lens
na dit toe. So dan, jy kry obviously Sigma en Tamron en al die goeders of het jy baie goedkoper gaan wegkom. Maar ons het op 'n tyd 'n Tamron 18400 gehad. Dit was 'n nice lens. Hy het net baie distortions gegee en vignetting gegee en hy het naderhand val met die mirrorless en goeders het hy begin issues gee want hy het nie regtig altyd lekker saamgewerk nie. Maar jy kry sulke lenses en hulle is bekostigbaar. Jy praat hier van R8000 vir 18400 en dit is aftermarket lense en hulle werk. Jy kry soos die Sigma 50500. Hulle is ook redelijk bekostigbaar en goeders, maar die kwaliteit gaan nie dieselfde wees as wat jy soos die Canon of jy kry die Canon, Tamron en Sigma 70200 2.8 en hulle, ek het al die reviews gekyk en alles en goeders, so hulle is baie dieselfde. So kyk na die f-stop van 2.8 as jy na so 'n tipe lens toe gaan. Het gaan obviously baie duurder wees, maar as jy nou in die game is en jy sien jy doen goed en jy love it en jy wil dit verder vat, 2.8 is jou ding. Dan die ander lens wat ek ook aanbeveel is 100-400, die f4, soos jy f4 kan kry, hulle is nie so verskriklik duur nie, kyk tussen 8000 en hang nou maar af, gaan seker tot by 15000 whatever. So hulle is nie regtig so duur nie, dit is ook 'n baie nice lens, soos ek sê die f-stop is net baie keer 'n issue, maar jy kan om het werk en goed is. En hy het 'n lekker range, is net sy naby op 100, so as die spelers hier naby jou gaan rondhardloop, gaan jy so 'n bietjie terug staan of sulke tipe goeders, maar andersins ook 'n stunning lens. Dan soos ek gesê, die kit lens is fyn, en dan as jy nou wil upgrade op 'n nader lens wat 'n bietjie nader kom, en waar jy groepfoto's of persoonlike foto's en goeders wil neem, dan die 24-70 2.8 is 'n stunning lens. Hy neem major mooi foto's af. Maar hy is lekker groot, so jy gaan, soos hulle sê, professioneel lyk langs die veld as jy met so een rondloop, en jy gaan nie spyt wees nie, hy het stabilizer en you name it. So as jy kyk na pryse vir hom, is 'n bietjie baie. Hulle hardloop die EF is so 20-25.000, die RF is 45.000, 40-45.000. So, obviously gaan jy so 'n bietjie mee besig wees om daar uit te kom. Ons het een van hulle, en regtig daai ding neem stunning foto's, en hy hanteer so lekker, en sy stabilizer werk stunning, hy stoepstil, maar ja, jy gaan obviously nou nie afskop met so 'n lens nie, jy gaan 'n bietjie vasbyt tot jy daar kom. Dan die ander belangrike ding sou ek sê is die monopod. Sorry ek kyk julle daar, ek het sommer so 'n lysie gemaak met die average pryse hier, so dat ek dit darm redelik agter mekaar kan hou. So 'n monopod is baie belangrik met sport. Veral as jy met 'n nie stabilized lens neem, soos die 75-300, sou ek aanbeveel dat jy 'n stewige monopod het, en want dit help baie. Glo my, dit help baie. Ek gaan neem nie sport af as ek nie my monopod het nie. Kyk, daai ding help jou verskriklik baie. Ewen as jy staan of hurk, maak nie saak jy gebruik jou monopod. Ek haak my monopod sommer in my belt as ek opstaan of sulke tipe goeders, daai ding maak die wêreld se verskil. So as jy 75-300 het en jou shutter speed lekker, en dan kan jy ewen jou shutter speed 'n bietjie drop, want jou monopod hou rarig jou kamera vir jou mooi stewig vas. En jy sal sien ook as jy met 'n 75-300 neem, veral as jy vol gezoom het, sy camera shake is verskriklik. So jy moet seker maak jou shutter speed lekker vinnig, maar jy kan dit nog steeds doen, en as jy 'n monopod het, help dit net soveel meer. En die voordeel ook is, as jy 'n lens, 'n Canon lens, of 'n Sigma, of Tamron lens het, wat 'n color op het, 'n tripod color op het, gaan jou monopod enorm in, so dan is jou camera baie gebalance ook. Soos wat jy kan sien, op my 70-200, die color, maar help dat jou monopod
onder jou lens is en jou body is agter. So as jy 75-300 het of so tipe lens wat nie 'n collar het nie, gaan jy obviously onder jou camera mount. So dan is jy bietjie overweighted aan die voorkant. So, maar jy kan nog steeds regkom daarmee, maar soos ek sê, as hy 'n collar het, help net baie, want dan is jy mooi gestabiliseer sommer van self, sonder 'n stabilizer. So dan average jy op so R9,500. En monopods kost so R500. Jy kry duur monopods, maar soos ek sê, dit is nou om mee te begin. Jy kry daarom so R500, R600 se monopod. Temu het baie nice monopods vir goeie pryse. En hulle werk. Solank jy nou nie 'n selfie stick gaan gebruik of so 'n tipe flimsy ding, dan is dit a waste of time, okay? So dan, as jy nou gaan en jy wil nou fotografie doen, of sommer alles in een doen, gaan jy obviously backdrops nodig hê, jy gaan tripod nodig hê, flash nodig hê. Dan kan jy nog steeds jou lenses gebruik wat jy het, wat jy vir jou sport gebruik, met die 70-200, as jy nou daai oor gaan, die 75-300 kan jy ook gebruik. Hy neem mooi foto's vir portretters en goeders, obviously gaan jy 'n bietjie verder weg staan. Maar jy kan nog steeds die lenses gebruik wat jy het. O ja, en nog 'n ding, 'n Nifty 50. Kyk, almal koop mos so baie Nifty 50. Dat is sê alkou het. Ek het al met fotograwe gepraat wat dit nie in hulle sakke het nie en hulle gebruik dit glad nie. Maar dit is 'n stunning cheap lens en hy neem skerp foto's. Die 50 is net vir my partykeer 'n bietjie naby. Jy moet 'n bietjie terug staan om regtig die foto te kry wat jy wil hê, maar jy kan close-ups neem en portraits en al sulke goeders. Ek neem nou die video met my 50. So en hy het regtig skerp foto's en dit is cheap. Want die 50 is 1.8 f-stop. En 50's kry jy nou vir R1,500, waar die EF, even die RF 50's is so R2,000, so dit is regtig cheap, en jy gaan nie spyt wees met so lens nie. Dan jou tripods, kyk na so R1,000, wil nie goedkoper as dit gaan nie. As jy rarig, as jy dalk iewers 'n bargain kry, by all means, R2 of so iets, maar as jy Sprinter nie koop, moet nie rarig onder R1,000. Ek weet die prys maak die saakie, maar dit verduidelik net die tipe kwaliteit rarig. Want as jy cheaper as dit gaan, ons was al daar, jy kry hierdie snaakse aluminium tripods en cheap goeders, plastic en goeders, don't go there. Okay? Want die verskil is, jy gaan hom vir baie jare gebruik, so koop jy daar ordentlik een wat lekker stewig is, en maak seker ook jou voetstuk wat aan jou kamera vastkom, wat hy inmount in jou tripod, is lekker fixed. Hy het nie play binne hom en sulke tipe goeders nie. En jy sal sien ook, want as jy 'n tripod het, wil jy obviously stil foto's neem. En soos byvoorbeeld as jy nou die maan wil afneem. Dan soek jy nie 'n tripod wat die kamera binne en hom beweeg of die hele tripod skit en al sulke tipe goeders nie, want daar moet jy stil, die kamera moet stil staan as jy dit wil afneem. En daai is 'n interessante subject, ons gaan nou 'n bietjie praat oor maanfotografie, want die maan beweeg actually baie vinniger as wat 'n mens dink. So kom ons gaan aan. So dan jou backdrops, ons love hierdie pop-up backdrops. Ons het 5 van hulle al. Ja, 5. Nee? 6. Ons het al 6 van hulle. Ek het 4 wat die staan en ons 2 in die studio. So nee, hulle werk stunning. Soos wat julle al gesien in die reflectors wat jy oopflip en pop hy oop, het ons sulke backdrops gekoop by Camera World, nee, Camera Land. Oh, ekskuus. Ja. Is nog vroeg in die oggend hier by my. So dan, maar hy kom in 'n sak soos die reflectors en goeders, en hy slaan op so 'n sirkel. Ja, dan
so 'n groot sirkel. So iemand wat my ken weet ek is nie baie groot nie, so dit is so 'n sirkel. En dan as jy hom oopmaak, is hy 2 by 1.5 meter en dit is stunning. Daai ding maak stunning foto's. Ek het al hordes foto's. Ons doen skoolformele foto's met dit. Ons doen portraits met dit. Ek doen enigiets. Daai ding is stunning en jy kry verskillende designs. Ons het jy met sulke gekleurde ligkolle in die backdrop wat hy swart is met die gekleurde kolle wat lekker vir parties of sulke tipe goeders is. Ja, en ons sien meer bietjie formele backdrops wat so rooierig is en bruin en so aan en so aan. So, maar hulle kos R1000 'n try. A backdrop. So, obviously, jy begin met een en jy kan hom gebruik vir alles. Jy kan hom even landscape sit of portrait, maak die saakie, hulle staan. Jy gaan hom obviously net teen iets moet sit, of jy kry 'n stand wat hy aan kan vastklip, want jy kry, jy kan die stands koop, ek het 'n T-stand, wat so staan met sulke clamps wat jy by kry. So dan kan jy hom obviously vastsit met hom ook en dan staan hy op sy eie en dan neem jy enige plek. Jy kan al sien die bos. Ons het al bosportraits, bosportraits klink funny. Maar in die bos ook gaan afneem. Toe het ek my backdrop saamgevat en op teen 'n boom gesit en die familietjies so saam afgeneem en al sulke tipe goeders en dit maak dit nog steeds mooi, want jy lekker natural lig. So jy neem mooi foto's in die backdrop, maak dit net so 'n bietjie extra special. So dan, obviously, gaan jy 'n flash nodig hê. 'n Flash, kyk ons hier. Kyk, jy kry nou baie tipe flashes, maar ek sê, daai ou goeders, wat nie ETTL het en daai flip switches het wat jy gebruik en goeders om jou settings te stel en goeders, sou ek sê, bly maar weg van dit af. In die begin was ek mal oor die 350C. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar ja, dit is actually so klein flashy. Hy lyk soos die Godox groot flashes, maar hy's miniature. Nee. Hy is actually sterk en hy het al die funksies wat jy wil hê en hulle is cheap. En jy kry hulle vir goedkoop. En dan obviously is jy nou opgradeer van daar af. Daar's stunning flashes, maar ek wil sê daar's hordes van daar. Maar solank as wat jy ETTL het of TTL flash het en goed, is jy 100%. Onthou net asseblief as jy na die RDX toe gaan van die R-kameras het nie 'n gewone hot shoe nie. Hulle het 'n multifunction hot shoe, soos die R50, die R6 en R8 en die R10 het al twee gelukkig so. Maar dan gaan jy 'n adapter nodig hê, ID1 wat tussen jou kamera en die flash inkom om die ou gewone flashes te gebruik, of die hot shoes gebruik. Daai flashes hardloop so R2000, sê maar so 1800, 2000 en iets rand. Ons is mal oor die, ons het 'n Yongnuo flash, ons het Godox TT685 Mark III flashes, ons het twee van hulle en dan die Yongnuo. Hulle werk allemaal great. Ek het nie issues met enige van hulle. Ek sou, as ek een sou uitsonder van die klomp, sou ek sê Godox is vir my beter. Hy werk net vir my baie gemakkeliker. Enigste issue met dit is, wat ons met al die Godox flashes wat ons hier het, is as jy die batterye insit en jy maak die klappe nie ordentlik, of op sy special manier toe nie, dan sit die flash nie aan nie. So dit is een ding wat 'n mens moet in ag neem. En dan, ja, so dan is het 2000, so dan kyk ons op average van 4000 vir daai gedeelte. So dan staan ons al klaar op, ons rond het sommer af R14.000. Net om dit te doen, 14.000. Dis actually nie so slegte prys nie, 14.000 om af te skop, om basis alles te kan doen. Want, ek bedoel, maar dit is nou op die cheapste lenses, dit is nou nie 70-200 en daar gedaan. Obviously, as jy 70-200 by sit, is jy hier by 30.000. So, dit maak 'n groot sprong van beginner gedeelte tot bietjie meer advanced. So, as jy dit nou in ag neem, as jy 50 by sit, is dit
dan hardloop jy so 15.500. So werk op so 15.500 om mee te begin. Net vir beginners. So as jy 15.500 het, dan kan jy afskop en jy kan begin ordentlike foto's neem. En dan kom ons by die ekstra goeders wat baie belangrik is. Wat ek sien, ek sommer hier so heel eerste het, is jou komputer. Nou, vir my, wat ek nou al hele paar jaar doen, so ek sê, die belangrikste is, kry 'n ordentlike komputer. Nee, as jy nou jou hele kit en alles bymekaar gemaak het en alles. Ek weet daar's mense wat edit op hulle fone. Ek sal van my kop af gaan as ek 2000 plus foto's op my foon moet edit. Dit sal my rarig mal maak. En ek is baie tydgedrewe en perfectionisties met my fotografie. So ek sal nie eers my foon aanbeveel of enigiemand se foon aanbeveel. Ek sal iPad, as jy net foto's neem waar jy soos 'n kliënt below of jou pakket het soos 15 foto's, by all means doen dit. Jy kan seker maar op iPad werk en goed is. Maar as jy sport en rarig baie besigheid het met jou portraits of produkfotografie of corporate tipe goeders, nee, asseblief. Ordentlike komputer, glo my, dit maak 'n massa groot verskil. Waar ons begin met laptops en goeders, ek het begin met 'n laptop, dat ek monitor op gehad het en 'n keyboard en goeders, die laptop was basies my, soos 'n komputer het net al gestaan, en goeders, en ek het begin edit met dit, en dit was, dit het gewerk. Kyk, ek het deur my foto's gekom, ek het my werk gedoen, het alweer baie langer gevat, en stadig met tyd het ek toe 'n PC gekoop, ek het my laptop verkoop en 'n PC gekoop, en op my PC so opgradeer en alles en goeders, en dit is rarig baie geld. Om eerlik te wees, dit is nie cheap nie. Want die probleem is ook met tegnologie en die programme en goeders wat nou so upgrade, so baie advanced raak met die AI en al daai tipe nuwe features wat hulle nou oral probeer indruk. Update die goeders verskriklik baie. So daar's nie 'n cheap manier om weg te kom met dit nie. 'n Computer, ek sou gesê, as jy nou, ek wou nou PC's kan bou en maybe in IT was al in my lewe en dit geswat het en alles. Kyk na so R8,000 as jy homself bou. En die belangrikste is, kyk as jy Intel gaan, jy kan wegkom met nice upgrade kits soos by EveTech en goeders, koop jy upgrade kit en jy het sommer 13 gen vir R4,000. Ja, die alles, RAM, CPU, motherboard, dan kort jy nog jou box, power supply, screen, monitor, muis. As jy al die goeders klaar het, of jy kan dit iewers kry en jy kan net upgrade van daar af, gaan dit jou obviously baie geld spaar. Maar soos hier my setup, het ek RTX graphics card, 650 PSU power supply in. Ek het my 27-inch screen, die PC box wat nou agter die monitor staan, en my disk raak nou te klein vir alles. En dan obviously al jou fans, om jou CPU koud te hou, van jou PC werk hard. So, dit, obviously my PC was nie R8,000. As jy nou net wil begin, en goed is, so ek sê, en jy bou dit self, of jy kry iemand wat dit vir jou gaan bou, kyk jy nou so R8,000 om net mee af te skop. En die belangrikste wat ek sou sê is, kry jy belê in jou graphics kaart, want jy gaan hom nodig hê, en maak seker is 'n supported graphics card, moenie gaan vir iets soos AMD 580 of so tipe goeders nie, want die spek lyk groot, maar hulle is oud, hulle word nie meer supported nie, so jy gaan nie alles uit kry wat jy moet nie. So in die moontlik, as jy nou PC goeders kyk na 1660 en op, en RTX kaarte obviously. En dan AMD, die 6600
kaarte is fyn. Is obviously pricey, maar ek bedoel, kyk net vir iets wat 'n bietjie neater is, wat nog supported is. Want ek weet die 10 series van GTX gaan ook nog uitval. So, kyk, maar nee, dis maar iets belangriks, maar dit is 'n hele ander subject, maar ons kyk al nou so 8,000 om cheap weg te kom, as jy laptop koop, niks goedkoper as 15,000, ja, as jy 'n nuwe laptop koop, want jy gaan stak wees met dit vir baie lank. Het is nie asof jy die laptop se graphics kaart kan replace of whatever ook al. Dit is wat jy koop is wat jy kan die RAM en die hard drive vang en dis about it. So 15,000 vir daar, dis nog steeds baie geld. Dus as jy dit alles by mekaar sit, trek jy klaar by 30,000 net as 'n beginner. Niks advanced, niks fancy nie, niks buitensporig om jou professioneel te maak of te laat professioneel lyk nie. Dit is nog net begin. Dis 30,000. Okay? Dan programme gewys. Kom ons kyk. Ek sal Adobe 100% aanbeveel. It's amazing. Ek gebruik Lightroom en Photoshop as 'n pakket, so dit's $11-12 'n maand. Het werk hier so 220, dis 220 en R250 'n maand uit. So vir my is dit die moeite werd, want ek doen baie besigheid, ek doen baie foto's, ek hardloop 2000 plus foto's 'n dag teerom, en dit werk stunning. Dus kom ek my foto's vanoggend kan neem tot 1, 2, 3 toe, soos by 'n sportgeleentheid, en ek kan al die aand die foto's produce en verkoop of adverteer en uitstuur, of die volgende dag. Ja, ek vat nie 'n week nie, ons doen troues, funksies, enigiets. Jy sal die eerste aand al jou basies jou sneak peeks en alles kry, en die volgende dag sal jy of jy 10 al jou foto's kry. Ek is nie iemand wat maande en jare vat om dit klaar te maak, jy maak sak wat nie. Ek doen groot skoolfunksies ook en goeders, dan praat ons van hordes foto's, hardloop ek dit deur, en een dag, die volgende dag is dit klaar, en is uit na die kliënt toe. So, en kyk ons, nou die extra goedjies, wat ek so sê, as jy 'n PC kry, maak seker is SSD, die ander ding is jou UPS, is my baby, die ding is baie belangrik, val hier in Pretoria of Suid-Afrika, wherever ook al jy is, net soos gisterand, my UPS het ingeskop voor die krag afgegaan het, it was actually amazing. En ek kon my PC veilig afset, en ek weet al my data en goeders was veilig geweest. So UPS is baie belangrik. Jy kan wegkom met R1,500. Take a lot, het baie nice UPS is. Jy soek om in die afval net om jou PC aan te hou, dat jy kan veilig shutdown en jou programme toemaak, want jy wil nie jou foto's verloor nie, jy wil nie kwaad kliënte hê nie. Dan backup HDD, so backup hard drive. Ons gebruik external hard drives, en dan net om backup te maak van jou belangrike shoots en goeders, want jy wil dit hou, en jy weet nooit wat kan hier gebeur nie, enigiets kan fout gaan, en dan verloor jy jou kliënte se goeders. So backup hard drives is baie nice, ek hou dit, want ek glo daarin, ek hou die kliënte se foto's vir baie lank, want ek het al baie keer mense gekry wat vra, het jy nog my foto's? Dan stuur ek het vir hulle weer, want dan het ek het nog, want dis memories, jy weet, en iemand kan ongelukkig, is deel van die lewe, iemand kan ook afsterwe, en jy as 'n familielid of iets het dalk die foto's verloor en goeders, obviously sal ek net met die persoon deal wat betaal het vir die foto's, ek sal nou nie enige random mense in die familie sommer net die foto's gee nie, so of hulle sal weer betaal daarvoor, maar andersins het ek het, en dit is, jy gaan dit nooit weer kry, daai oomblik, daai foto's, daai spesifieke tyd nie, so is goed om te onthou. Obviously, internet package, allemaal het nou al wifi en internet by die huis. Kyk maar na so, ja, ons hardloop maar net 25, is fijn. Ons het 3 TV's wat hardloop op
streaming elke dag, ons het net DStv stream, so alles stream elke dag, heel dag, ek het my PC, ons het 6 selfone wat hardloop die hele tyd, ons hele camera stelsel, die alarm is op die internet, en 25 is 100%, ons het geen issues daarmee nie. Okay, so, average op so 12.000 alles saam, vir daai gedeelte. O ja, wat ek wou gesê het is, 'n free editing program wat jy kan gebruik is, as jy Canon is, kan jy Canon se programme gaan download op hulle website. Hulle werk baie nice, of is 'n bietjie stadiger is wat jy met Lightroom en goeders gaan doen. Maar wat ek like van Lightroom is, ek kan 2000 foto's in my import op catalogs, sê jy moet nou sê, en dan kan ek almal saam edit, jy weet, een vir een die hardloop. Ek hoef nie elke keer foto in te trek om met te edit export, foto in te trek, edit export, whatever, soos wat jy met Photoshop sou doen nie. Photoshop gebruik ek om spesiale foto's te maak vir iemand, of as jy rarig baie goeders wil verander, of as jy formal foto's maak vir skole, en goeders soos pakkette, en goeders gebruik ek dit om frames te maak, en als ek het ons gaan nou weer het kleuterskool so fotootjies neem en goeders, en ons met sertifikate ontwerp, en als ek het type goed, so daar werk Photoshop vir my baie lekker, en vinnig, en netjies, sy kwaliteit is altyd goed, so, obviously, dan kry jy GIMP. Ek weet nie of jy al van GIMP gehoor het nie. GIMP is for free, jy kan hom download, jy kan hom gebruik, baie basic soos Lightroom, obviously, omdat dit free is, gaan dit baie meer basic wees as wat Lightroom is, maar hy werk, en hy kost jou niks. So as jy wil begin met 'n program om te leer hoe dit werk en goeders, soos GIMP, baie nice, en dan as jy gemaklik is, en jy kry jou styl van fotografie, want elke fotograaf het sy eie styl, dan kan jy oorbeweeg, en as jy die inkomste het om dit te volhou, want as jy Adobe vat, is dit 'n jaar wat jy vas is, so jy betaal of een bedrag vir die jaar, of jy betaal maandeliks, maar jy moet om 'n jaar klaarmaak. As jy voor die tyd klaarmaak, gaan jy in elk geval daai penalty betaal tot die einde van die jaar toe, so neem dit in ag. So dan kyk ons daar by average van 12.000, so obviously dan trek ons al by, as het sê, hy boon sê 9,5, sê maar 15.000 vir die saam, sê maar 12.000, 27.000, om basic begin te wees. Behalwe as jy nou rarig 'n klomp bakens kan kry, en jy kry 'n ou kamera wat se shutter count 120.000 is, of whatever ook al, maar dan, die probleem met dit is, as jy begin met fotografie, en jy sukkel, gaan jy dit nie like nie, en dis die probleem, jy gaan dit net ongemaklik maak vir jouself, en dit is 'n issue, wat baie mense wat ophou, of nie dit verder vat nie, want dit is te veel gesukkel, maar dit is omdat jy, ek wil dit nie so erg stel nie, maar omdat jy te cheap goed gekoop het, om het nou net met respect te sê, en dan gee die mense op, en ek het al fotograwe gesien wat met die cheapste goeders neem, en hulle hou aan, ek het ook daar begin, ek het met die 75-300 begin, en my kit lens, en dit is wat ek het nie eens extra batterij gehad nie, ek het niks, ek het net dit gehad, en ek het aangehou, en die belangrikste wat vir my ook is ek wil nie my neus oral indruk en adverteer die hele wêreld vol van my fotografie en ek is die beste en blablabla nie. My werk moet my adverteer. Fotografie en videografie en al die goeders is 'n visual effect. So as jy jou neus oral moet indruk om besigheid te kry sonder dat mense jou werk ken, is dit half vir my anderste, want dan jy gaan jouself die hele tyd moet bewys. As jy nou 'n job kry, dan moet jy jouself bewys daar. Maar as jou werk
jou images of alles, whatever ook al, vir jou klaar bewys aan die kliënt wat jy kan doen. Jy het nie nodig om jouself te proef nie. Jy weet jy kan die job gaan doen en jy doen dit en jy doen dit reg. En die voordeel is ook as jy fotograwe en goeders volg, so jy sien, as jy 'n foto sien, dan weet jy klaar, hoor jy, dit is daai persoon. En dan as jy gaan kyk, dan sien dit is daai persoon wat jy gedink dit is. Want sy signatures op sy foto's, nie fisies 'n signature wat hier in die hoek is of sulke tipe goeders nie, die manier hoe dit geneem is, die kleur, die beligting, al daai tipe goeders is in sy foto, jy kan dit sien. Dis hoekom ek sê, jou werk moet so wees dat jou werk moet jou adverteer. Mense moet praat van jou. Hulle moet vir ander mense vertel van jou. Dit moet nie 'n kwessie wees van soos 'n TV-advertensie waar jy heeltyd in mense gesigte is die heeltyd in goeders nie. Dis seker goed, daar gaan nie stryd daarteen nie. As jy die heeltyd Coke gaan adverteer en goeders gaan almal na endorse word en hulle gaan Coke gaan koop en drink en goeders. Maar my opinie is jou werk moet jou vooruit gaan. Verstaan? En omdat daar so baie fotograwe is. As iemand een keer post, hulle soek 'n fotograaf op Facebook, dan is soos 150 fotograwe wat ewe skielik daar post en almal kan foto's neem. Maar as jou werk so goed is dat jy jou werk jou vooruit vat, dan het mense nie eens nodig om te vra nie, want hulle dalk jou werk iewers gesien by iemand en hulle soek jou foto's. En as jou prys regverdig is, sal jy besigheid kry. En die probleem is ook, mense vandag se tyd vra duisende rande, en ek praat nou nie van professionele fotograwe nie, ek praat nou van hier middel en beginner ouens, want hulle sien dit is wat die ander ouens vra, so hulle wil ook haar intree, en dit lyk nou lekker, maar jy vergeet, daai ou wat duisende rande vra vir hulle funksies of hulle foto's en goeders, het honderde duisende rande betaal vir hulle toerusting wat hulle gebruik, en hulle jare se ondervinding, hulle studies, en hulle kwaliteit wat hulle produk wat hulle lewer, regverdig hulle prys. So jy moet dit ook altyd in ag neem. Ek hou ons pryse laag, want ek basies bestuur ons hele besigheid met dit, want ons is lief daarvoor. Ek is mal daaroor. Enige iemand wat my storie ken en al daai tipe goeders van my verlede, van alles en goeders ekskuus, sal weet, ek is mal oor fotografie. As ek alles verniet kon gedoen het ek dit verniet gedoen. Ongelukkig, die brandstofpryse, die ingang by al die verdomde sportplekke, en moet 'n mens ingang betaal, wat ek vir my half, ja, ek verstaan, hulle moet ook geld by mekaar maak en sulke tipe goeders. En al sulke tipe goeders, daar is ongelukkig uitgawes. En ek bedoel, net editing programme moet jy betaal elke maand. Google moet ek betaal elke maand. Ons toerusting en goeders, jy wil toch upgrade en al sulke tipe goeders. Ons het nou nuwe kameras gekoop. So, daar is uitgawes, ongelukkig, want jy wil vooruit gaan. Jy wil nie stagneer nie, en jy wil beter en beter en beter word. Elke mens wil toch beter en beter word. So, daar is kostes verbonde aan dit. So, en ek glo aan meer besigheid, want ek wil meer mense help om mooi foto's te kry, as om een ou te help 'n maand, en dan het ek nou R2000 gemaakt vir die maand. So dit is nie vir my, ek sal eerder 50 mense afneem, en teen R250 of R200, weet jy, in vergelijking is dit nou baie meer geld, maar ek bedoel, 50 mense help, is wat ek een nou help om 'n groot bedrag geld te kry. So dan het ons nou gesê 30.000, dit is net om jy af te skop. So nou, as jy nou alweer sien nou baie geld uit, en jy wil dit mors, of nie mors nie, maar belê in jou besigheid en goed is, dan kyk ons na, jy gaan niks minder as R50.000 betaal, om weg te kom nie. So, fotografie is duur.
dit is rarig dier, en ek praat van, dis die cheapste goeders hier so. As ons gaan na, as ons na die 24-70 bysit, en die 70-200, en daai twee lenses, en dan jou 50-50, het jy al klaar, R70,000 gespandeer. Boom. Daar is net jou 3 lense. En dan het jy nog nie jou body nie. Dan kyk jy na R5, R6, daai kamera is R50,000 'n kamera. Daar is R120,000 weg. So, fotografie is nie cheap nie. Maar ek hoop dit kan dan dalk bietjie help as daar mense is wat wil begin met hierdie tipe goeders, onthou ek is altyd daar om te help, even al sien jy my langs die veld en jy het jou kamera maak, so wat se lens jy het nie, vra die mense wat ek al ontmoet het ook by die skole en goeders wat hulle kameras het, ek myn nie, jy kan saam met my kom afneem, ek sê jou help, ek sê jou settings wys, ek sê jou wys hoe om dit te gebruik wat jy het, ek gaan vir sê jy het crap, en jy mors my tyd gaan staan daar en sukkel nie, kom neem saam my af, kom staan nou by my, kom wys my wat jy het, ek sê vir jou hoe jy die beste kan kry uit dit wat jy het. Al staan jy nou met jou kit lens, ek sê jou wys hoe om ordentlike foto's te kry met jou kit lens. Okay? En ons het die cheapste ding onder die son, soos hierdie 70-300 van Sigma, wat so lok vir sy macro, en al is dit daai ding, kom, ek sal saam met, jy kan saam met my afneem, ek sê jou precies wys wat om te doen. Ek is nie iemand wat jou gaan afskrik of sleg sê of enigiets nie, ek help maklik en vinnig, en as iemand enige vrae het van waar hulle toerusting in die hande kan kry, ek ken mense hier in Montana, goeders wat ordentlike betroubare goeders verkoop, goeie pryse, en dan obviously die winkels so goeders kan ek help soek vir die regte produkte en goeders, en ek kan vir julle sê wat om uit te kyk voor, om nie te koop nie, en al sulke tipe goeders. Enige raad, vra my, soek my op Facebook, stuur my boodskap op Facebook, die wat my WhatsApp het, WhatsApp my, ek help enige tyd. Okay? Wat ek sien, that's about it. So ja, dankie. Dan sien jy nou baie lang gevat. Maar enjoy, ek het probeer van nou praat. Maar ja, enjoy en dankie vir die view. En ja, praat met my, rarig. Ek sien so uit, ek sal enigiemand help. Ek sê, ek vra nie eens geld vir opleiding nie. Baie mense het my al gevra en goed is, en ek sê help, ek het nie issue nie. Ek sê, liewe Vader het ons elkeen 'n gawe en 'n talent gegee, en ons moet dit gebruik, en ek is rarig blessed met 'n gawe en 'n talent vir fotografie uit die Here se hand uit, en ek kan nooit genoeg dankie sê daarvoor nie, en ek voel net, ek kan iemand help al buite ook, so enjoy, en praat ons binnekort weer.